boodskap praat ons oor hoe ons God aanspreek as Abba Vader. En ek lees vir ons uit Galasiërs hoofstuk 4, vers 1 tot 7 in die 2020 vertaling. Hiermee bedoel ek, solank as die erfgenaam nog minderjarig is, verskil hy niks van 'n slaaf nie, alhoewel hy die eienaar van alles is. Maar hy staan onder die beheer van voogde en bestuurders, tot die tyd aanbreek wat deur sy Vader bepaal is. Net so is dit ook in ons geval. Toe ons nog minderjarig was ons as slawe onderwerp aan die elementêre beginsels van die wêreld. Maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy seuns aangeneem kon word. En omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte, die gees wat roep, Abba, Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, maar 'n seun. En as jy 'n seun is jy ook 'n erfgenaam deur God. Nou by verre die meeste mense wat deel was van die gemeentes in Galasië, was nie Jode gewees nie. Voordat hulle Christene geword het, was hulle heidene, pagans, wat afgode aanbid het. En in hulle afgodediens moes hulle spesiale dae, spesiale maande, spesiale jare, spesiale seisoene streng onderhou. Hulle moes offers bring. Hulle moes aan rituele deelneem. Hulle moes aan godsdienstige optogte deelneem. Alles om hulle afgode, so te sê, gelukkig te hou. Nou Paulus noem al hierdie goed, al hierdie reëls, rituele, offers wat gebring moet word, spesiale dae wat onderhou moet word. Hy noem dit alles die elementêre beginsels van die wêreld. Die elementêre beginsels. Dis elementêre goed. Elementêre goed. As ek sê 'n kind is in elementary school, dan sê ek 'n kind is in die laerskool. Hierdie goed is vir kinders wat nog in die laerskool is. Dis elementêre goed. Nou die Galasiërs wat Christene geword het, wat hulle geloof in Jesus geplaas het, was nou vry van hierdie elementêre beginsels. Hulle het nie meer nodig gehad om dit te doen nie. Ongelukkig is daar Jode wat gesê het, hulle is Christene, wat onder hulle ingekom het. En hierdie Jode het vir hulle gesê, as julle Jesus wil volg, dan moet julle besny word, en julle moet die wet van Moses onderhou, as julle God tevrede wil stel. Nou vriende, die wet van Moses het ook rituele, het ook offers wat gebring moet word, het ook heilige dae wat onderhou moet word, en het honderde wette wat onderhou moet word, wat in baie opsigte nog strenger is, as dit waaraan die Galasiërs onderworpe was, toe hulle nog heidene was en afgode aanbid het. Nou of dit die reëls en die wette en die offers en die spesiale dae van die heidene is, en of dit nou die reëls en die regulasies en die spesiale dae en die offers en die wette van die Jode is, Paulus skeer dit alles onder dieselfde kam. Dit is alles
die elementêre beginsels van die wêreld. Dis vir kinders wat nog in die laerskool is. Nou daar is 'n tyd toe die Jode onder hierdie elementêre beginsels moes leef. Daar was 'n tyd toe hulle basies so slawe onder die toesig van die wet van Moses moes leef, want die wet was 'n tugmeester wat hulle moes dissiplineer en wat hulle moes leer en wat hulle moes voorberei vir die dag wat die Vader bepaal het wanneer hy hulle sou aanneem as sy seuns. Nou in die Romeinse wêreld het 'n seun, al was hy sy pa se erfgenaam, pa se eie seun, met ander woorde, alles wat aan sy pa behoort het eintlik ook maar aan hom behoort, al was hy die seun, terwyl hy nog 'n kind was, het hy basies net soos 'n slaaf geleef. Hoekom? Want sy pa het 'n voog oor hom aangestel, 'n tugmeester, wat sy kind, sy seun, moes dissiplineer en hom moes leer totdat hy 14 jaar oud geword het. As hy 14 word, is dit nog nie verby nie, dan stel die pa 'n bestuurder oor sy seun se bates aan. So dit behoort aan sy seun, maar sy seun het nog geen beheer oor sy eie bates nie. Nee, die pa het 'n bestuurder aangestel om toesig te hou en sy bates namens sy seun te bestuur. So die seun het nie regtig seggenskap gehad oor sy eie bates nie. So 'n paar jaar terug, enkele jare terug, het ek en my vrou 'n rekening vir ons seun Jesse by FNB gaan oopmaak. Ons kon nie vir hom sy eie rekening oopmaak nie. Ons moes dit onder sy ma se FNB rekening oopmaak. Ek is nie by FNB nie, maar sy is. So ons moes dit onder haar rekening oopmaak. En sy het basies toesig gehad oor sy rekening en sy het volle beheer gehad oor sy rekening. Maar hierdie jaar, die 22ste Junie, toe die meneer 18 word, so 'n dag of 2 later kom my vrou na my toe, sy sê vir my, hoor jong, hier op my app, FNB toepassing op my foon, Jessie se rekening is nie meer hier nie. Dit het verdwyn, is nie meer hier nie, wat gaan aan? Ja, die ouetjie het 18 geword. So ek moes vir Jessie na FNB toe vat, waar hulle sy vingerafdrukke geneem het, sy foto's geneem, sy foto van hom geneem het, en sy eie toepassing op sy foon geregistreer het op sy rekening, en hulle wou nie toelaat dat ek enigsins sien hoeveel geld in sy rekening is nie, en hulle wou nie toelaat dat ek sien wat sy PIN is nie, nee, die meneer het nou sy eie rekening, dis nou syne, hy het nou volle beheer oor sy eie rekening, hoekom? Want hy het 18 geword. Nou, by die Jode, wanneer 'n seun 13 word, dan word hy bar mitzwa. Met ander woorde, hy word godsdienstig mondig. Dan is hy nie meer onder die toesig van sy pa en sy ma. Dan is hy selfverantwoordelik vir sy verhouding met God en met die Torah. Ek het jare terug so bar mitzwa bygewoon, seremonie bygewoon in 'n sinagoge in die Kaap. En wat 'n pragtige seremonie. Hulle bring die Torah vir hierdie 13-jarige jongman. En vir die eerste keer in sy lewe mag hy voor die hele gemeente uit die Torah voorlees. Regtig 'n besondere seremonie om sy man wees te erken
en dit te vier. Onder die Romeine was dit so bietjie anders. Hulle het nie 'n vasgestelde ouderdom, as jy 13 word, dan word jy outomaties bar mitzwa nie. Nee, onder die Romeine was dit die pa wat die tyd vasgestel het vir sy seun om mondig te word. Gewoonlik in sy middel tot laat tienerjare. So die pa het self besluit wanneer hy dink sy seun sal gereed wees om as 'n volwassene erken te word. En wanneer die datum of die tyd kom wat die pa vasgestel het, dan word die seun erken as 'n volwassene. En asseblief, as ek die woord seun of man gebruik, dan sluit dit ook die vrouens in. Ek gebruik net die Bybelse terminologie, maar dit sluit die vrouens in. So wat gebeur? Die oomblik wat die tyd kom, wat sy pa bepaal het, en hy erken word as 'n volwassene, van daardie oomblik af, leef hy nie meer soos 'n slaaf nie. Daar's nie meer 'n tugmeester oor hom nie. Daar's nie meer 'n bestuurder oor sy bates nie. Van nou af leef hy in die volle vryheid van ek is my pa se seun en ek is sy erfgenaam. Nou vriende, daar is 'n tyd toe die wet van Moses nodig was. Daar was 'n tyd toe die wet nodig was. Want ons was kinders. Kinders wat 'n tugmeester nodig gehad het. 'n Tugmeester wat ons dissiplineer, wat ons leer en wat ons voorberei het vir die datum, vir die tyd wat die Vader bepaal het om ons aan te neem as sy seuns. Galasiërs 4 vers 4 sê, toe die tyd vervul is. Toe die tyd vervul is. Watter tyd? Die tyd wat die Vader bepaal het. Toe die tyd vervul is, toe die tyd gekom het wat die Vader bepaal het om ons aan te neem as sy seuns, het hy 2 dinge gedoen. Eerstens, hy het sy eniggebore seun, Jesus Christus, uitgestuur. Toe die tyd kom, toe stuur hy sy seun uit. Gebore uit 'n vrou. Gebore onder die wet, net soos ons. Onder die wet. Nou die wet van Moses, deel van hierdie tugmeester se werk was om aan die lig te bring dat ons oortreders is. Omdat ons oortreders is, het die wet ons veroordeel. En omdat die wet ons veroordeel het die dood soos 'n donker skaduwee op ons kom lê. Die wet het ons veroordeel. So ons was slawe, so slawe onder die wet, en ons het ook slawe van die dood geword. Maar 'n slaaf kan vrygekoop word, losgekoop word. Dit was die praktyk nog altyd gewees rondom slawe. 'n Familielid kan jou loskoop. 'n Oom of 'n pa of selfs 'n vriend wat genoeg geld het en die prys betaal wat op jou kop is, kan jou loskoop van jou slawerny. Jy kan selfs deur jou tydperk as 'n slaaf probeer geld bymekaar maak en dan jou eie losprys betaal, sodat jy jou vryheid kan koop. Nou wil ek hê ons moet lees wat staan in Psalm 49 vers 8 tot 9. Hierdie Psalm sê, een familielid kan nooit 'n ander vrykoop nie. Hoekom nie? Hy kan nie aan God die losprys betaal nie. Hoekom? Want die verkoopprys
vir hulle lewens is te hoog. En hy moet daarom vir altyd daarvan afsien dat hy vir ewig kan leef. Vriende, om ons los te koop van ons slawerny onder die wet, slawerny onder die dood, die prys was net te hoog. Daar's geen manier waarop enige mens daardie prys kon betaal nie. Daar's geen manier waarop ons dit self kon betaal nie. Die verkoopprys, die prys om ons los te koop, is net eenvoudig te hoog. So ons moes maar vrede maak dat ons nie vir ewig sal leef nie. Die dood heers oor ons. En daarmee moes ons vrede maak. Maar toe die tyd aanbreek om ons aan te neem as seuns, stuur God die Vader sy geliefde seun Jesus uit om hierdie verkoopprys te betaal. Hy het ons kom loskoop van ons slawerny. Hy het ons nie kom loskoop met goud of met silwer of met juwele nie. Nee wat, hierdie goed sal ons nooit kan loskoop nie. Hy het ons kom loskoop met sy eie kosbare bloed. Ja, dit is hoe hoog die prys was. Dis hoe hoog die prys was. Met sy eie kosbare bloed het hy ons kom loskoop van ons slawerny. So toe die tyd aanbreek om ons aan te neem as seuns, het God eerstens sy seun Jesus Christus uitgestuur om ons los te koop. Hy raak ontslae van die tugmeester van die wet, en hy raak ontslae van ons slawerny onder die dood. Die tweede ding wat die Vader gedoen het toe die tyd aanbreek, is hy stuur die Gees van sy seun tot in ons harte. Ons lees in Galasiërs 4 vers 6. En omdat julle sy kinders is, het God die Gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte, die Gees wat roep, Abba, Vader. Let op hoe stel Paulus dit, en hy doen dit absoluut doelbewus. Hy sê nie dat God sy Gees uitgestuur het nie. Hy sê ook nie dat God die Heilige Gees uitgestuur het tot in ons harte nie. Hoor wat sê hy? En ek wil hê jy moet dit voel terwyl ek dit vir jou lees. God het die Gees van sy seun, die Gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte. Ja, die Heilige Gees, die Gees van God, is die Gees van sy seun. Dis dieselfde Gees wat in Jesus uitgeroep het, Abba, Vader. Ons lees in Markus 14, vers 36, is Jesus in die tuin van Getsemane, en hy bid. Hoor hoe bid hy? Abba, Vader, alle dinge is vir u moontlik. Dieselfde Gees wat in Jesus uitgeroep het, die Gees van die Seun, wat uitroep, Abba, Vader, het God uitgestuur tot in ons harte, tot in ons diepste wese. En die Gees van die Seun roep in ons uit, Abba, Vader. Abba is 'n Arameese woordjie, en is nie 'n woordjie wat beteken, soos wat baie mense dink, papa of papi. Ja, as ons so 'n troetel woordjie het waarmee ons pa aanspreek, dan sê ons vir hom papi. Ek noem my ma Moeksie, so 'n troetelwoordjie. Nee, Abba is nie 'n troetel
woordjie nie. Abba is die respekvolle manier waarop 'n eie seun, dis die respekvolle manier waarop 'n seun sy eie pa, ek sê weer, waarop 'n seun sy eie pa met warmte en liefde aanspreek. Dieselfde gees van die seun roep ook in ons harte uit, Abba, Vader. Nee, God het ons nie aangeneem as sy seuns, in die sin dat ons nou sy aangenome stiefseuns is nie. Nee. Die woordjie aanneming beteken bloot, eers was ons nie seuns nie, ons het nie so seuns van God geleef nie. Ons het so slawe geleef. Maar die tyd het aangebreek. Toe die tyd wat die Vader bepaal het, aanbreek, het hy heel eerste sy seun Jesus uitgestuur om ons los te koop van ons slawerny aan die dood en aan die wet. En tweedens, hy stuur die gees van sy seun tot in ons harte, wat uitroep, Abba Vader. Ons was eers slawe, maar nou is ons seuns van God. In daardie manier, dit is wat dit beteken dat God ons aangeneem het. Die tyd het net aangebreek, waar die slawerny verby is, en ons nou leef in die volle vryheid van seuns van God. Hy is my Vader. Ek is sy seun. Sy gees roep in my uit, Abba Vader. Nee, ek leef nie meer onder 'n tugmeester nie. Ek leef nie meer as 'n slaaf onder die wet, onder die elementêre beginsels, dit wat vir kinders bedoel is. Terwyl ek nog 'n kind is, dan moet ek nog onder die goed leef. Ek leef nie meer onder die elementêre beginsels van die wêreld nie. Ek leef nie meer soos 'n slaaf nie. Ek leef nou in die volle vryheid van 'n seun van God en 'n erfgenaam van my Vader en 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus, die seun van God.